Goeiemôre, dis Dinsdag is 10 Februarie. Druk wat met u gesels. Op die markplein in Galilea sluit die bleekvrou haar oë vir 'n oomblik in terwyl sy diep asemhaal. Haar duiseligheid wil so dreig om haar te oorweldig en reeds vir 12 jaar lank bid sy vir 'n deurbraak, vir genesing, vir 'n lewe sonder bloedvloeiing. Sy het reeds al haar besittings verkoop om dokters te gaan spreek en niemand kon haar help nie. En soos sy haar oë weer oopmaak, kyk sy veroulaas na Jesus 'n paar meter weg van haar. Daar tussen die mense op die plein. Sy weet wat sy moet doen. Gedetermineerd sak sy op haar knieë af, al vat dit ook haar laaste krag. Vandag sal sy aan hierdie man se kleed raak. Laatnag voor 'n deur in Betanië, daar staan 'n vrou met 'n hart wat vinnig klop. Het sy 'n fout gemaak om hierheen te kom? Die skuldgevoel van haar sondige lewe en verkeerde besluite rus swaar op haar skouers. Wat as sy haar wegstuur? Sy haal nog eenmaal diep asem en dan stoot sy die deur oop en stap tot by Jesus. Terwyl sy voor hom kniel, stroom trane van berou oor haar wange. Sal hy haar genadig wees? Dan breek sy die albaste fles oop en salf sy voete met duur reukolie wat sy met haar laaste geld gekoop het. Twee desperate vroue, op hulle knieë voor die enigste een wat aan hulle genade kan betoon en genesing kan bewerkstellig. Hoewel nie een van hulle 'n waarborg het van hoe die situasie gaan uitspeel nie, neem hulle in geloof 'n stap in Jesus se rigting. In Lukas 8 lees ons dat die vrou op die markplein aan die zoom van Jesus se kleed raak en onmiddellik was sy genees. Jesus het omgedraai en gevra, wie het aan my geraak? Vir sy disippels was dit 'n vreemde vraag omdat hordes mense aan hom gedruk en gestamp het om nader te kom. Vers 46 sê egter, iemand het aan my geraak, want ek het agtergekom dat haar krag uit my uitgegaan het. Aan Jesus se oë met die vrou se ontmoet, val sy in vrees voor hom neer, terwyl sy vertel hoekom sy dit gedoen het. In steede van verwyte is daar liefde in Jesus se oë wanneer hy sê, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. In Lukas 7 lees ons dat die vrou wat Jesus se voete met reukolie gesalf het, veel moontlik verdere straf verwag het, weens haar slegte reputasie natuurlik. Selfs die man aan wie hulle se huis hulle was, het gewonder hoekom Jesus dit toelaat. Omdat Jesus sy gedagtes geken het, sê hy, ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Hierna het Jesus na die vrou gekyk en gesê, jou sondes is vergewe. Twee vroue het God se onverdiende genade beleef, omdat hulle sy aangesig gesoek het. In Jakobus 4 vers 8 lees ons immers, nader tot God en hy sal tot julle nader. Smag jy vandag soos hierdie vroue om God se genade in jou lewe te beleef? Kom ons neem die stap van geloof in Jesus se rigting. Hy het aan hulle genade bewys. Hy sal dieselfde vir jou ook doen. Here, baie dankie vir die genade wat ons elke dag onverdiend ontvang. Help ons asseblief om nie langer na die vyand se leuns te luister dat u rug op ons sal keer nie, maar om met vrymoedigheid na u troon te loop. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.